Ok julle, ons gaan aan met die tweede boek van Moses, genoem Exodus. Ons gaan begin by hoofstuk 1 en ja, dan gaan ons dit weer van daar af vat. Harde slawerny van Israel in Egipte. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het, saam met Jakob gekom het, hulle gekom. Elkeen met sy huisgesin. Reuben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan Naphtali, Gad en Aser, en al die siele wat uit Jakob se lende voorgekom het, wat 70 siele. Maar Josef was in Egipte, en Josef het gesterwe, en al sy broers en daardie hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar, en het baie geword, en hulle het vermeerder, en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. En toe staan die nuwe koning oor Egipte, op wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan die volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande kan aansluit teen ons en teen ons veg nie en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van die dwangarbeid oor hulle aangestel, en hulle het harde arbeid te verdruk, en hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Rameses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig, en hulle het uitgebrei sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien, en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye, en al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreërs vroedvroue, en een se naam van Sifra en die ander se naam Pua gespreek, en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood, maar as dit 'n dogter is, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep en hulle sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, Hebreëse vroue is nie soos die Egiptises nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Soos hulle gejok vir Farao. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het die huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. Okay, hoofstuk 2. Die geboorte van Moses en hy vlug na Midian. En die man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en sy het 'n seun gebaar, en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Interessant dat Moses kom uit die huis van Levi uit, wat dan nou ook die ouens is wat jou leer van die geestelike aspekte kan aan. Maar toe sy hom langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daaraan neergelê, en dit is in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, en terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het,
sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin om dit te laat uithaal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil en sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao vir sy dogter, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het vir die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na die Farao se dogter. En hy het haar seun geword, en sy het hom Moses genoem, en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. In die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan, en hulle harde arbeid aangesien, en hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat niemand daar was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar geveg het. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou die owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe het Farao van die saak gehoor en hy het probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land van Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om na die put en te drink uit die bakke vol te maak van hulle vader en die kleinvee te laat drink. Maar die veerwagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gou? En hulle antwoord, Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos, en hy het ook volop vir ons uit die put van die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe hy sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het vir hom gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En in daardie tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny, en hulle het geroep om hulp, en hulle het die slawerny het op hulle geklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, en met Isak en met Jakob. En God het aan die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Die roeping van Moses, hoofstuk 3. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn 'n engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê toe, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het jou duidelik gesien, die ellende van my volk wat in Egipte is.
en ek het hulle jammerklaagte oor die drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na 'n woonplek van die Kanaaniete en die Hetiete en die Amoriete en die Ferosiete en die Hewiete en die Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van my kinders van Israel het tot by my gekom. O ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en ek sal vir jou 'n teken wees, en dat ek jou gestuur het, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie gebergte my kom dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Mense, hierdie is die belangrik, of baie belangrik. Het is nou vers, in Exodus 3 vanaf vers 13, en 14, 15. So net 'n puntjie af van die scenario af, so verder, waar die Vader nou aan die woord gaan wees, sal ek na hom verwys as die Hemelse Vader. Nou, die woorde, ek is wie ek is, mense verwys baie keer na Yahweh, maar dis Yod-Heh-Vav-Heh, en ek is nie eers seker of my uitspraak heeltemal korrek is nie, maar dis daai tetragram, wat in Hebreëus is, so dis vir my belangrik, dat hierdie naam is ons Hemelse Vader se naam, en ek dink nie dis iets wat ligtelik gebruik moet word nie, so julle sal hoor van nou af gaan ek, omdat hy nou sy naam geopenbaar het, gaan ek nie meer verwys na God en so nie, want dit is nie sy naam, dit is 'n titel. Ek mag dalk nou en dan, as hulle dit so hier geskryf het, sal ek wel terug verwys en sê, ja, sê nou maar die God van jou vaders Abraham, Isak en Jakob. Maar ja, het is belangrik dat 'n mens verstaan, daar is die eerste keer waar dat dan nou geopenbaar is, wat is Hemelse Vader se naam. So ek wil net hê mense moet dit weet. So ek lees dan nou verder. En die Hemelse Vader sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle toe gestuur. Toe sê die Hemelse Vader verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Hemelse Vader, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Mense, so dis 'n belangrike deeltjie daai. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Hemelse Vader, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, het gesê, ek het terdee ag gegee en op julle en in julle in Egipte aangedoen is. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek na die land van die Kanaaniete, en die Hetiete, die Amoriete, die Ferosiete, die Hewiete en die Jebusiete, na die land wat oorloop van melk en honing. En hulle sal na jou luister, dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê, die Hemelse Vader, die God van die Hebreëus, het ons ontmoet. Laat ons dan nou tog 3 dagreise ver in die woestyn intrek aan
en aan die Hemelse Vader, onse God, 'n offer maak. Maar ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n streke van die land nie. En ek sal die hand uitstrek na Egipte met al my wonders tuister, wat ek daaraan sal doen. En daarna sal hulle julle laat trek. En ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. En as julle dan trek, moet julle nie met leehande trek nie. Maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar in haar huis vertoef, silwer en goue voorwerpe en klere eis, en julle moet dit op julle seuns en dogters sit, en so Egipte berowe. Ok, Exodus 4, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie en na my stem nie luister nie, maar sê, die Hemelse Vader het my nie aan my verskyn nie, daarop vra die Hemelse Vader vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond, en dit het in 'n slang geword, en Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses, steek jou hand uit, gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het die staf, weer 'n staf in sy hand geword, sodat hulle kan glo dat die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob aan hom verskyn het. En die Hemelse Vader het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, soos sneeu. En hy het gesê, steek jou hand weer in jou boesem, en hy het sy hand weer in sy boesem gesteek, en toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo aan die eerste teken nie, geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook nie hierdie 2 tekens nie glo en na jou stem nie, luister nie, neem dan van die Nyl se water, giet dit op die droë grond uit, en dan sal die water wat jy uit die Nyl geneem het op die droë grond bloed word. Toe sê Moses aan die Hemelse Vader, ag, Hemelse Vader, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister, of van dat u met u knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. En die Hemelse Vader antwoord hom, wie het vir die mens 'n mond gemaak? Of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie ek, jou Hemelse Vader nie? Belangrike stukkie daai, vers 11, om 'n gedagte te hou. Ek gaan dan nou heen, en ek sal met jou 'n mond wees, en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, ag, Hemelse Vader, stuur tog deur wie u wil stuur. Toe aanvlam die toorn van die Hemelse Vader teen Moses, en hy sê, is jou broer Aaron, die Leviet, nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat, en hy gaan ook al uit om jou te ontmoet, en as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Jy moet dan met hom spreek, en die woorde in sy mond lê, en ek sal met jou mond en sy mond wees, en julle leer wat julle moet doen. En hy moet vir jou met die volk spreek, en dan sal hy vir jou 'n mond wees, en jy vir hom 'n God wees. Neem dan hierdie staf in jou hand, waarmee jy die tekens moet doen. Daai vers 16, interessant, dis 'n klein G, so ek gaan dit net weer lees, daai vers 16. En hy moet vir jou met die volk spreek, en dan sal hy vir jou 'n mond wees, en jy vir hom 'n God wees. Interessante verwysings daar. Ok, ek gaan aan. Toe gaan Moses weg, en kom by sy skoonvader Jether terug.
En hy sê vir hom, laat my tog trek en na my broers teruggaan wat in Egipte is, om te sien of hulle nog lewe. En Jethro sê vir Moses, gaan in vrede. Ook het die Here vir die Here van jou vaders, Moses in Midian gaan sê, gaan heen, kuier terug na Egipte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry terug na Egipte land. Moses het ook die staf wat die Hemelse Vader in sy hand geneem het, en die Hemelse Vader het sê vir Moses, nou dat jy weggetrek het na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen, wat ek in jou mag gestel het, maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy Farao sê, so spreek die Hemelse Vader, my eerstgeborene seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eerstgeborene seun laat sterwe. Ook 'n interessante deeltjie daarvan, vers 22 af. En op die pad na die herberg het die Here van sy vaders hom teëgekom en wou hom doodmaak. Ekskuus, ek wil net daar. En op die pad in die herberg het die Here van sy vaders hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seuns af en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Okay, ook weer interessant te doen nou met die besnydenis. En hy het hom laat staan en toe het sy gesê, bloedbruidegom het met die oog op die besnydenis. Die Hemelse Vader het ook aan Aaron gesê, loop Moses tegemoet in die woestyn, en hy het geloop, en hy het hom by die berg van die Hemelse Vader aangetref en hom gesoen. Daarop vertel Moses aan Aaron al die woorde van die Hemelse Vader waarmee hy hom gestuur het, en al die tekens wat hy hom beveel het. En Moses en Aaron het vertrek, en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar laat kom. En Aaron het al die woorde gespreek, wat die Hemelse Vader aan Moses gesê het, en die tekens gedoen voor die oë van die volk. En die volk het geglo, en toe hulle hoor dat die Hemelse Vader op die kinders van Israel aggegee het hulle die ellende aangesien het hulle in aanbidding neergebuig. Okay, hoofstuk 5. Moses en Aaron verskyn voor die koning van Egipte. Die volk kla oor die swaar werk. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, laat my volk trek, hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao het geantwoord, wie is hierdie Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle, die Hemelse Vader van die Hebreëus het ons ontmoet, laat ons tog 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan ons Hemelse Vader 'n offer maak, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egipte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê, julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak nie, soos gister of eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet hulle oplê, niks daarvan verminder nie, want hulle is lui. Daarom roep
hulle en sê, laat ons gaan en laat ons 'n offer aan ons hemelse Vader maak. Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op 'n leenagtige woord let nie. Toe het die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan tot die volk en die volk gespreek en gesê, so spreek Farao, ek gee julle geen strooi nie, loop haal self vir julle strooi, waar julle dit kan kry, maar van julle werk word daar niks verminder nie. Toe het die volk in die hele Egipte land rondgegaan om stoppels te versamel vir strooi. En die drywers het aangedryf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag net soos toe daar strooi was. En die opsigters van die kinders van Israel wat Farao se drywers oor hulle aangestel het, het slaag gekry met die woorde, waarom het julle gister vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om die stene te maak volbring nie. Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan en hulle het geweeklaag by Farao en gesê, waarom maak u so met u dienaars? Aan u dienaars word geen strooi gegee nie, en hulle sê vir ons maak bakstene en kyk, die dienaars word geslaan, maar die skuld lê by die volk. Maar hy het geantwoord, lei is julle, lei. Daarom sê julle, laat ons gaan aan die hemelse Vader te offer. Nou dan loop werk, maar strooi sal julle nie gegee word nie. Ewenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Toe sien die opsigter van die kinders van Israel dat dit sleg met hulle staan, omdat hy gesê het, julle mag julle bakstene volgens die eis van elke dag nie verminder nie. En hulle het Moses en Aaron teëgekom wat daar gestaan het, om hulle te ontmoet as hulle van Farao af weggaan. En hulle het vir hulle gesê, mag die hemelse Vader op julle let en oordeel, omdat julle ons so gehaat gemaak het in die oë van Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in julle hand gegee het om ons om te bring. Nogal interessant daai stukkie, as jy daaraan dink, is maar amper al waar ons ook nou sit. Baie van die mense wat bietjie sê goed is nie lekker nie, word baie erg aangeval. Maar dit is wat dit is. Ok, ons gaan aan. Hemelse Vader beloof verlossing. Toe gaan Moses weer na die Hemelse Vader en sê, waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het en hom in u naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel en u het u volk glad nie verlos nie. Daarom het die Hemelse Vader Moses so geantwoord, nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek. Ja, deur 'n sterke hand gedwing sal hy om uit die land uitdrywe. Tot sover.